Here, baie dankie dat ons vandag ons voete stewig kan plant in die getuienis van Johannes die Doper. Ons bid dat U deur die Gees ons so sal verhelder, dat ons die grootheid van Jesus opnuut sal raak sien. Kom leer ons asseblief vandag uit die rykdom van U woord. Amen. Johannes skryf in hoofstuk 1 vers 15. Johannes getuig van hom en roep uit: Dit is hy wat ek bedoel het toe ek gesê het, hy wat na my kom is voor, want hy was voor my reeds daar. Alhoewel Jesus histories na Johannes gekom het, beklee hy die hoogste rang, omdat hy van ewigheid af daar was. Het jy al ooit gewonder hoe dit voel om tweede te wees? In ons wêreld is die een wat eerste kom gewoonlik die belangrikste, maar vandag ontmoet ons vir Johannes die Doper, en hy gooi hierdie hele idee heeltemal omver. Hy praat oor Jesus en sê iets wat vir die mense van daardie tyd soos 'n raaisel moet klink. Hy wat na my kom is voor my, want hy was voor my. Dit klink dalk baie verwarrend, want ons weet uit die Bybel dat Johannes 6 maande voor Jesus gebore is. Sy bediening het ook voor Jesus in begin. Maar Johannes die Doper verstaan iets baie diep. Jesus is nie net 'n mens wat later op die toneel verskyn het nie. Hy is die ewige God wat reeds daar was, lank voor enigiets anders bestaan het. Alhoewel Jesus histories gesien na Johannes gekom het, neem hy die belangrikste plek in, omdat hy van ewigheid af bestaan. Johannes is net die wegwyser wat die pad gereed maak, maar Jesus is die ware Here. Johannes kies totale nederigheid. Hy weet Jesus is die een wat alle tyd en ruimte oorskry. Hy is die een wat reeds by die begin van alles betrokke was. Hierdie getuienis help ons om ons eie plek voor God reg te sien. Jesus is nie maar net nog 'n goeie leier nie. Hy is die een wat reeds voor Abraham was. Sy rang en waarde kom nie van sy ouderdom op aarde nie, maar van wie hy van altyd af by die Vader was. Hierdie paradoks wat net opgelos kan word as ons erken dat Jesus God self is. Wanneer ons voor hom buig, erken ons dat hy die standvastige Here is wat alles vashou. Dit is hierdie ewige natuur van Jesus wat ons geloof vandag werklik veilig en standvastig maak. Johannes die Doper was bereid om minder te word, sodat Jesus meer kon word. Is daar dalk areas in jou lewe waar jy sukkel om die belangrikste plek prys te gee, sodat Jesus se rang en eer eerste kan kom? Here Jesus, U is die ewige een wat voor alle dinge bestaan het. Dankie vir die getuienis van Johannes, wat elkeen van ons help om U ware grootheid in te sien. Help ons asseblief vandag om in nederigheid voor U te buig en te erken dat U die eerste plek in ons hart verdien. Amen.